Carly en die sprankelspeletjies. In 'n vrolike dorpie vol kleurvolle huise en lagende kinders het twee sissies gewoon. Carly, 'n sprankelende, energieke dogtertjie met oogies wat altyd nuuskierig blink, en Lienke, haar ouer sussie, rustig, slim en iemand na wie Carly ongelooflik baie opkyk. Carly het nooit net geloop nie. Sy het gehardloop, gespring, gedans en soms sommer net gegil van opgewondenheid. Sy was mal oor swem, sport, eintlik enige iets waar sy haar lyfie kon laat beweeg. En bo alles was sy 'n mens wat almal gelukkig wou maak. Lienke was haar heldin, haar rolmodel en haar veilige plek. Op 'n sonnige Saterdag het die dorpie se kinders by die groot sportveld bymekaar gekom vir die jaarlikse sprankelspeletjies. 'n Dag vol pret, lag en uitdagings. Carly se hart het so vinnig geklop dat sy gedink het almal kan dit hoor. "Ek wil alles perfek doen," het sy vir Lienke gefluister. Lienke het haar hand vasgehou. "Perfek beteken net jy gee jou beste en dit doen jy altyd." Carly het breed geglimlag. As Lienke dit sê, dan moet dit waar wees. Die fluitjie het geblaas. Carly het in die water geduik, soos 'n klein vuurpyl. Sy het haar arms vinnig deur die water gesny, haar bene sterk geskop, en toe sy opkyk, was sy eerste by die einde. Die kinders het gejuig, maar Carly het net een gesiggie gesoek. Lienke het haar duime in die lug gesteek. "Dis my sussie!" Carly se bors het warm geword van trots. Die volgende uitdaging was 'n groot hindernisbaan. Kruip onder nette deur, spring oor blokke, klim teen 'n tou op. Carly het vinnig begin, maar toe sy by die tou kom, het haar hand gegly en sy het op die sagte mat geval. Sy het haar oë toegemaak. "Ek wou dit perfek doen." Lienke het dadelik by haar gekniel. "Carly," het sy sag gesê, "perfek beteken nie dat jy nooit val nie. Dit beteken jy staan weer op." Carly het diep asem gehaal, haar hande afgevee en weer probeer, hierdie keer met 'n glimlag. En sy het bo uitgekom terwyl almal klap. Die laaste item was anders. Geen resies, geen punte, net hart. Die kinders moes iemand help wat sukkel. Carly het rondgekyk. En toe sien sy 'n klein dogtertjie, Mila, wat te bang was om oor 'n klein houtbalk te stap. Carly het na haar toe gehardloop. "Ek sal saam met jou stap," het sy gesê en Mila se hand gevat. Hulle het stadig oor die balk gestap. En toe hulle aan die ander kant kom, het Mila breed geglimlag. Die beoordelaars het stil geword, toe het hulle begin klap. "Carly," het die hoofaanbieder gesê, "jy het die vriendelikheidsvlam gewen. Jy maak hierdie dorpie mooier." Daardie aand het Carly en Lienke saam op die stoep gesit, toegedraai in 'n kombers. Kyk hoe die sterre begin skitter. "Dink jy ek was goed genoeg?" het Carly gevra. Lienke het haar styf vasgehou. "Jy was ongelooflik. Jy is dapper, hardwerkend, vol liefde en jy gee altyd jou beste. Ek is trots om jou sussie te wees." Carly het haar kop teen Lienke se skouer gesit. "Eendag wil ek net soos jy wees." Lienke het gelag. "En ek wil net soos jy wees, want jy wys vir my elke dag hoe mooi dit is om met jou hele hart te lewe." En so het die twee sissies daar gesit, twee sterre wat mekaar se lig nog helderder laat skyn.